Ek wil gou vir die kinders vra of een van julle, miskien kan ons daai eerste skyfie opkry. Ja, baie dankie. Vir my kan sê wie het dalk 'n idee hoeveel keer jy die afgelope week by die huis in die spieël gekyk het? Hoeveel keer het jy die week wat verby is in die spieël gekyk? Ja? 14. So een keer in die oggend en een keer in die aand. Daarom, nee. Nog iemand? Mens weet nie regtig nie. Wel, dis 'n goeie raaiskoot 14. Ek dink dis nog relatief min. Ek dink as mense wat baie in die spieël kyk, nê. Nou as 'n mens in die spieël kyk, wat sien jy raak behalwe dat jy nou jouself sien? Wat sien jy nog raak? Waarvoor kyk jy as jy nou in die spieël kyk? Hoekom doen jy dit? Hoekom kyk mense in die spieël? Dis 'n moeilike een. Nou wil niemand dit antwoord nie, want wat doen jy eintlik? Maar laat ek maar 'n bietjie help. As mens in 'n spieël kyk, dan sien jy alles wat reg is. Jy sien, jy's nou reg vir skool, jou das is aan, nou in die winter, jy dra 'n das, jy's reg. Maar jy sien ook alles wat verkeerd is, nê? Jy sien, o, wêreld, kyk hoe staan my hare nog. Nou nie myne nie, ek het nou min hare, maar die wat van julle wat nog mooi baie hare het. Ja, kyk hoe staan dit. Nee, ek kan nie so uitgaan nie. Dit is interessant dat in Jakobus in die Bybel lees ons dat die Bybel op 'n manier ook soos 'n spieël is. En as 'n mens in daai spieël kyk van die Bybel, dan moet mens nie vergeet wat jy daar gesien het nie. Jakobus sê nou klomp ander goed ook daaroor. En ons gaan hierdie week bietjie die Bybel ook as 'n spieël gebruik as ons verhale, stories uit Handelinge lees. En vir die Here vra, Here, wys ook vir ons in hierdie ou verhale, wat moet ons hier raak sien oor onsself? Nou nie net 'n klomp moets en moenies nie, reg en verkeerd nie, maar is daar iets in hierdie spieël wat ons sien, wat hier in die parel vandag vir ons gaan help om 'n verskil te maak? En dis op 'n manier ook wat julle doen as julle kinders, as julle nou in die kinderbediening gaan wees. En ek wil sommer net 'n gebed doen vir julle en vir ons almal voordat ons saam gaan lees uit die Bybel. Here, baie dankie dat ons so by mekaar kan wees op hierdie dag. Dankie vir ons kinders. Here, ons dink in die besonder aan ons kinders wat ook eksamens skryf en die hoërskole en almal wat bedrywig is nou in hierdie tyd met eksamen. Here, dankie dat ons kan weet dat U in dit ook by ons is. Dat ons nie hoef bang te wees nie, dat ons dit na U toe kan bring. En ek wil bid vir hierdie kinders wat ook nou uitgaan na die kinderbediening. Here, dat U ook met hulle sal werk deur die Gees, sodat hulle in die woord ook hierdie spieël sal raak sien waar U vir ons wys hoe baie lief U vir elkeen van ons is. En Jesus, hoe U in hierdie woord vir ons wys dat U aan die kruis gesterf het, dat U opgestaan het uit die dood en dat U lewe en dat U wil hê ons moet ook met blydskap en vrede lewe. Gee dit vir elke kind, elke groot mens op hierdie dag wanneer ons saam lees uit die Bybel. Gee vir ons oë wat verstaan en harte wat oop is, dat ons kan hoor wat U vandag vir ons kom sê. En ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Goed, die kinders, as ek reg verstaan, gaan julle by hierdie deur uit. Hulle kan dan nou maar eers so uitbeweeg en dan vriende, die van julle wat Bybel saamgebring het, ons wys dit ook op die skerm, kan dan dalk so lank oopmaak by Handelinge hoofstuk 17. Ons gaan dit saam lees, Handelinge 17. Wat die res van die week betref, kan ek miskien sê, ons begin nou vanoggend by Handelinge 17, maar dan spring ons terug, vanaand Handelinge 9, dan Handelinge 10, 15 en 20, maar as 'n spesifieke rede hoekom ek graag wil hê ons moet by 17 begin in hierdie verhale, en julle sal dit bietjie later sien, want ek dink die res gaan nou so daarop, probeer ons daarop bou. Voordat ons dit lees, dalk net een terug, die vorige skyfie is die stad Athene, net om onsself te oriënteer, waar pas ons nou in hierdie verhaal? Nou daar is 'n foto van die stad Athene in Griekeland, en die gedeelte wat ons nou daar sien, die heuwel, staan bekend as die Akropolis. Baie van julle was dalk al daar, en bo die Parthenon, so 'n antieke tempel. En wat nou gebeur, Paulus het op 'n dag daar in Athene in Griekeland opgedaag en met die mense begin praat, en net so aan die een kant van daai heuwel is daar 'n gedeelte wat hulle noem die Areopagus, en Paulus het hom toe op 'n stadium by die Areopagus bevind.
dit is 'n plek waar daar regspraak plaasgevind het en waar geleerdes saamgekom het en geredeneer het. Nou Athene was daai tyd 'n baie interessante plek. Party mense sê mens kan amper aan Athene dink soos wat jy vandag dink oor Londen of New York, in die sin dat daar mense van oor die hele wêreld soontoe kom en daar's allerlei idees wat uitgeruil word, kulturele goed wat daar gebeur. In daai tyd was dit 'n plek van denke waar mense mekaar uitgedaag het om nuwe goed te bedink. En Lukas wat natuurlik Handelinge geskryf het, sê hier in vers 21 van hierdie hoofstuk dat die mense van Athene, die uitlanders en almal daar, het hulle tyd aan niks anders spandeer as om nuwe dinge te hoor en te sê nie. So ons sluit nou by die verhaal aan waar Paulus by die mense wat graag nuwe dinge wil hoor en sê, waar hy met hulle in gesprek tree, en dis dan nou wat ons gaan lees, hoofstuk 17 vanaf vers 22, Paulus daar by die Areopagus. Ons kan die skrif so saam lees. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is, want toe ek deur julle stad gestap het en noukeurig gekyk het na julle voorwerpe van aanbidding, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskryf staan aan 'n onbekende God. Wat julle dan onwetend aanbid, verkondig ek aan julle. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here is van hemel en aarde, woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Hy word ook nie deur menslike hande bedien, asof hy 'n behoefte het nie. Dit is hy wat aan almal lewe en asem, ja, alles gee. Uit een mens het hy al die nasies van die mensdom gemaak, om die hele aarde te bewoon. Hy het vir hulle vasgestelde tye gegee, en die grense van hulle woongebied bepaal, sodat hulle God kon soek en miskien na hom sou uitreik en hom sou vind, aangesien hy nie ver van een van ons af is nie. Want deur hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons, so sommige van julle digters inderdaad gesê het, ons is ook van sy geslag. Aangesien ons dan van God se geslag is, moet ons nie dink dat die goddelike wese soos goud of silwer of klip is nie, 'n beeld gevorm deur die vaardigheid en ingewing van 'n mens. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy alle mense oral op om hulle te bekeer, want hy het 'n dag bepaal waarop hy die wêreld in regverdigheid gaan oordeel deur 'n man wat hy daarvoor aangewys het. En hy het dit aan almal bevestig deur hom uit die dood te laat opstaan. Ons lees net so ver uit die woord van die Here vanoggend. Vriende, in hierdie teksgedeelte sien ons dan nou, Paulus is hier aan die woord, en wat interessant is, daar by die Areopagus waar hy nou gestaan het, toe hy nou daar aankom, was Athene eintlik 'n mengelmoes gewees van godsdienstige verwarring, en 'n klomp idees, vreemde dinge. Hy stap deur die stad en hy sien op 'n stadium, maar daar's mense wat 'n teken opgerig het aan 'n onbekende God, en die teks sê vir ons, hy was verontwaardig toe hy al hierdie goed gesien het. Maar hy begin net doodgewoon met die mense in gesprek tree, en soos wat sy gebruik was, hy het maar altyd wanneer hy by 'n nuwe plek gekom het in 'n stad of 'n dorp, dan het hy eers gepraat met die Jode by die sinagoge, en dan later uitbeweeg, en dis wat hy hier gedoen het. Hy begin eers praat met die Jode, en dan beweeg hy uit, en uiteindelik bevind hy hom op die Areopagus, en dan begin hy met die mense redeneer oor wat hy dan nou daar sien ook by hulle. En dis interessant, die teoloog N.T. Wright, hy gebruik hier 'n beeld, 'n interessante beeld in die boek Acts for Everyone, sê Tom Wright, dat Paulus is op 'n manier soos 'n meesterskaakspeler. Hy sê dat jy sien partykeer by 'n skaaktoernooi sal 'n meesterskaakspeler opdaag, daar's nou jare terug, ou foto van Garry Kasparov, en dan speel hy teen almal gelyktydig skaak. Jy speel by een se skaakbord en jy
Jy weet wat die een wil doen, en dan gee jy net so een skuif en beweeg aan tot by die volgende een en die volgende een, en almal dink kliphard net oor wat hulle nou graag wil doen op hierdie skaakbord, in hierdie skaakspel, maar die meester skaakspeler weet eintlik wat volgende kom. Nou, Tom Wright sê, dis op 'n manier wat mens by Paulus sien, as hy met hierdie mense praat, want as hy met hulle praat, dan praat hy nie met hulle oor die geskiedenis van Israel, die verhale wat ons nou ken uit die Ou Testament nie. Nee, hy begin by dit wat hulle in gemeen het in hulle denke oor God, en dan hak hy later die evangelie van Jesus daarby aan. So die mense in Athene wou graag dink oor, daar was mense wat belang gestel het in die groot woord is kosmologie, die son en die maan en die sterre. Paulus sê vir hulle, wel, God is die een wat is die God van die skepping, en hy het die son en die maan en die sterre alles gemaak. Dan sê hy iets oor die mens in sy wese. Mense sou kon sê, hy gee eintlik vir hulle so 'n bietjie van 'n antropologie les. Hy sê die mens, God het die mens op so 'n manier gemaak, dat hy vir die mens 'n ingebore behoefte gegee het na hom. En dan doen hy iets baie interessant, hy sluit aan by die Grieke se eie digkuns, met hierdie twee aanhalings wat ons nou gelees het. Hy sê hierdie waar hy sê, deur hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons stam van hom af. So hy begin en hy gebruik hierdie bekende idees en hak mettertyd die evangelie van Jesus daarby aan. Wat hy ook natuurlik doen is, hy spits hom veral toe op, ons sal nou die woord gebruik, op die agnostici, hulle wat nou 'n teken opgerig het daaraan, 'n onbekende God. Nou die woord agnostikus, wat ons in Afrikaans het, kom eintlik baie letterlik uit Grieks uit. Die eerste deeltjie A beteken geen, en gnosis beteken kennis. Dis mense wat sal sê, maar jy kan nie kennis hê van God, van die Godheid nie. Maar tog in hulle digkuns verwys hulle na hom, hulle weet net nie wie hy is nie. Paulus sê, nee, maar ek gaan julle vertel wie hy is. En uiteindelik kom hy by Jesus Christus, wat gekruisig is, en wat opgestaan het uit die dood. Hulle sê ook vir hom, dis baie vreemd die goed wat jy vir ons sê. Hulle noem hom 'n boodskapper van vreemde gode. Mense het al baie keer daaroor gewonder, hoekom hulle nou dit sê, maar ook weer uit die Griekse teks, die woordjie vir opstanding, waarna hy nou baie sou verwys het, is die Griekse woord anastasis. Dit klink dalk vir iemand, anastasis, klink dalk soos 'n vreemde God of vreemde goed, en hy praat heeltyd van die opstanding, uiteindelik gaan alles oor die opstanding. En dan is die mense se reaksie, sien ons dat sommige hom maar net doodgewoon uitlag, maar 'n paar kom tot bekering, onder andere Dionysius, wat 'n lid was van die Areopagus, en sy vrou Damaris, en in buitebybelse bronne lees ons dat heel wat later is dit opgeteken dat daai einste Dionysius gesterf het ter wille van Christus daar in die stad Athene. Nou, terug te kom by die beeld van die spieël, as ons nou na hierdie verhaal kyk, dan voel dit eintlik ver van 'n mens af. Ons is in 'n heel ander konteks, meer as 2000 jaar later. Hoe raak hierdie nou vir ons vandag? Vriende, ek dink hier so 3 goed wat vir my uitstaan as ek na hierdie verhaal kyk, en eintlik ook na Handelinge, die geheelbeeld van Handelinge. By Paulus sien ons dat dit altyd gaan oor die verkondiging van Christus. Mense nou kon dink, maar ek meen, dis nou baie voor die hand lig, en dis nou hoekom ons by die kerk is. Dit gaan oor die verkondiging van Christus. Dit is belangrik dat ons dit sê. Dit gaan nie net daaroor as jy op 'n uitreik gaan, of as jy iets doen in die naam van die Here, dat jy nou die Grieke se kultuur ken, en al hulle mooi stories, en al hulle gebruike, en hulle digkuns onder die knie het nie. Dit gaan vir my en vir jou wat gered is en geroep is, altyd, soos vir Paulus, oor die verkondiging van Christus. Die tweede wat ek hier raak sien, is dat wanneer 'n mens gaan, wanneer jy ja sê vir Jesus, dan beteken dit om uit jou gemaksone te beweeg. Vir Paulus self moes dit vreemd gewees het in daai stad. As jy ja sê vir Jesus, gaan jy dalk op 'n plek kom op 'n dag waar jy voel, maar ek is nou so bietjie uit my gemaksone. Ek weet hoe die dinge is by my kerk en in my gemeenskap en in my dorp, maar nou is ek bietjie op 'n vreemde plek.
Om ja te sê vir Jesus is om te weet, dit kom dalk ook. Jy gaan uit jou gemaksone beweeg. En dan die derde, en dis baie belangrik, en dit is dat God die een is wat stuur. God is die sturende God. Reg deur die Bybel is dit hoe ons vir God leer ken. In die Ou Testament, hoeveel verhale wat ons lees, hy stuur vir Samuel om vir Dawid as koning te salf. Hy stuur vir Jona na Ninive. Hy stuur, die Vader stuur sy seun na die wêreld. En dan op 'n stadium, en ons lees dit in Johannes 20, dan sê Jesus, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En vriende, ons wil hierdie week so 'n bietjie daarby stil staan, hoe lyk daai gestuurdheid vir ons op 'n baie praktiese vlak, hier in ons dorp, in ons gemeenskap, roep dit ook iets by ons op, wat ons dalk ver moet gaan doen, hoe lyk dit vir ons, hierdie gestuur wees, hoe sê ons vandag ja daarvoor?